en die vrees het op hom gekom. Ek wil vir julle lees. En daar kom 'n melaatse, maar ek wil hê julle moet in die prentjie inkom. Wat is melaats? As jou vingers melaats gehad het, as mense, of jou lippe, kan jy niks voel nie. Dit is waar jy jou stukken sny, want jy kan nie voel nie. Vandag is daar 'n bietjie keur, in die Bybel was daar niks. Melaatses gaan sit jy op die ashoop, totdat jy dood is. Jou familie moet op 60 en 80 meter van jou af met jou staan en gesels sit. So, kom ons kry die prentjie. En dan vertel ons die voorstorie. En daar kom 'n melaatse na hom toe, wat hom smeek en voor hom op die knieë val en vir hom sê, as u wil, kan u my reinig. En Jesus sê vir hom, het hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom sê, ek wil, word gereinig. En sy melaatsheid was weg. Kom ons veronderstel hierdie ou, het 2 kindertjies gehad, 'n dogtertjie en 'n seentjie. Op 'n oggend kyk hy so en hy sien, maar hier is kolle. Ja, oké, hier is kolle. Maar hy kyk so, hy sê hier is kolletjies, wit kolletjies. En die vrees het op hom gekom. Dis melaatsheid. Onthou wat so deur 'n ou se kop, jy's vir ewig verdoem op die ashoop. Jy kan nooit weer huis toe kom nie. Jy loop 'n dwaling nou rond, alles is volbring, jy hoef nie meer te bely nie, jy gaan net aan. As dit dan waar is, 'n brandewyntjie ruik lekker. Ek het hom 33 jaar gelos. Oom Rooyes, I stopped to drink brandy because it is from the devil. Amen. Amen. Ja, moenie brandewyn drink nie. Maar hoor gou hierdie vrou pak in en hy vat sy tassies. Hy kan leers, druk ja, loop hy by die hek uit. En hy stap in die straat af. Dis wat moets gebeur het. En hy waai vir hulle. Hoor hy kindertjies, papa kan jou nie druk, die melaatsheid steek aan. Toe papa pornografie kyk en mama vang vir papa. En dan melaatsheid in ons huis aangekom. Kan ek gou vanaand vir julle iets sê? Ek is 'n spesialist daarop in Suid-Afrika om kinderpornkykers te laat toesluit. Ek geniet dit. Ek bid vir hulle, maar ek geniet dit. Want ek sien elke keer 'n lagende dogtertjie en 'n seentjie wat nie gaan gemolesteer word deur daai vuil hande nie. As ou oom, hy 60, ek is ook 60. Maar ek praat namens hierdie kinders, ou oom. Ek kom hier van Kreersdorp af. Seker goed mag jy op TV sê, seker goed nie. En hy kom kry sy diploma, hy 3 jaar oor die pos geleer. Jy kan by School of Fire oor YouTube leer. Gaan tik net in School of Fire, Bybelstudies. En hulle sal jou guide doen. En dan raak jy 'n pastoor, ek weet nou wil jy sê nie so nie, en dan raak jy 'n sendeling of jy raak iets. Wil jy is iets. Waar is wil jy? Oei. Ek moes hom vanmiddag interview deur 'n heining. Hy wil my aan mekaar slat. As 'n klomp, en hy kan nie eers nie, maar oké, los dit. En dan voor sy vrou jammer gekry. Is goeie mense hierdie. Maar takkare. Is goeie mense, maar hy kan ook boksterte dra. Hoe kan julle pastoor hy so oud, met sulke lang hare? Is dit nie verkeerd nie? Is gelukkig nie pastoor. O, nee, ek spot net, daar is niks mee fout, jy kan hulle dra tot die, niks mee fout nie. Maar hoor gou, en hierdie pastoor, oom kom, en hy kom kry na 3 jaar sy diploma, die Saterdag diploma plegtigheid, 1 keer 'n jaar, eerste naweek van Desember. En toe hy klaar gekry het, sê hy vir my pastoor, kan ek nie tog ordening ook sommer kry nie. Nou party kry dadelik, party wag ons so 'n jaar. Ek sê oom, jy moet eintlik nog wag. Maar ons kan môre daaroor praat. Nou hierdie goed hoef jy nie te worry as jy vir my kom kuier wat ek nou gaan vertel nie. Daar's ou by my Stefan Visser. Hy raas verskriklik. Maar hy kom na my toe, ek sê Stefan,
As hy oom gaan start, krap vir my 'n bietjie op sy selfoon. My vrou sê, rooi is. Ek sê, sst. Hy kom en sê, oom, 59 sites op kinder, seuns en dogters. Ek sê, los hom net so. Oom kom onder die start uit, ek stuur 'n ander student. Ek sê, gaan sê vir hom, ek wil oor ordening praat. Hy kom aan, hallo. Ek sê, ek voel, ek moet jou orden. Jy moet sommer pastoor raak. Kom sit. Sit. Hy sit. Ek sê, ek begin altyd by jou se foon. Gee hom gou vir my. En hy verkleer, en ek maak oop. En hy kyk. Hoor gou mooi. In hierdie vark, ek het nie ander. Julle moet my maar verskoon. Sê net wat julle wil, ek werk met kinders. As ek hierdie kinders so goed vir julle moet vertel, hy julle almal vanaand. Ek huil saam met hulle, ek lag saam met hulle, maar ek het pyn saam met hulle. Hierdie, een wat so lyk, glo my, hy is nie onder klip uitgebroei nie. Hy kom met die incubator uit, maar, toe maar los hom. Maar luister hier, ek is lief vir hulle, en ek sal my hande stom beklei, ek kan my maar toesluit. En hy kyk my so en hy sê, wat nou? Ek sê, hoeveel kinders het jy gemolesteer? En hy stotter so, en voor hy hom kon kry, sê vir my eie dogter, en 'n ander 14-jarige meisie, wat my verlei het, toe smaak het 'n klap van boor die gras al. Waar sal 'n 14-jarige hom mislei? Ek steek my hand so uit, ek sê, ek arresteer jou in Jesus naam. Ek staan op, my vrou sê, ek het nog vir hom 3 skapjobs georganiseer. Hy sê, kan jy klaar eet? Ek sê, jy eet die eers klaar, hy terug. Klim, agter op die bakkie. Toe. Prokureurs bel, jy met sy diploma, ek sê, loop speel man. Hoor gou mooi, 7 pastore, laaste 3 jaar, gearresteer. Ek wil vanaand vir jou sê, wil jy nie 'n gap vat, en vir Jesus iets doen nie? Enige gap. Ek staan in Brakpan, en ek preek. En so kort oompie kom by my. Hy sê vir my, Jimmy Everton, ek preek daar. Moenie worry nie. Hulle rasie so, ons almal het kinders gehad, en almal gaan nog kinders kry. So hulle moet nie te veel klaar nie. Ek sal hard genoeg praat. Laat hy 'n bietjie perform. Of hy of sy. Maar in elk geval. Ek is daar besig in Brakpan te preek, en so kort oompie kom. Vir my en Jimmy, en ek staan daar, ek sê, ek gaan 'n stoei toernooi reël, want ek het jare terug gestoei, met Kalitnoetse, Jimmy Abbott, so die ou mense. En dan, ek dink baie mense gaan kom vir die snaaksigheid, en dan gooi hulle met die evangelie. Dis 'n lekker trekpleister. En terwyl ek en Jimmy praat, sê die oom, maar dan kan julle my seun, die nuwe boerseun van, ek dink, so groot. Hoe lyk boerseun? Vir hom skop ek met 'n volstryskop boor hom. Ek sê, oom, laat hy kom. Waar is die ou? Nee, hy kom. Ek sê, laat hy kom. Ek vat hom sommer gou. En ek maak sommer oor die telefoon 'n afspraak. Ek sê, ek gaan terugkry toe. Dis 5 jaar terug. Ek het 'n dubbele landmyn ongeluk. Ek het eisters in my rug toe. My vrou toe sê, hoor, ek is so opgewonde. Sy sê, is jy simpel? Jy weet jy, ek sê, bly net stil man. Ek gaan nou, ek wil hy ou pak gee. En boerseun kom daar aan. Toe daai oom hom op 'n lang naweek gemaak. Ek sê nou vir jou, daai oom is so klein, maar hy is so groot. As 'n groot man, in 'n fris geboude ou. Naps boerseun de Beer. Ek sê nee, maar ons vat mekaar maar nog steeds. Okay, Jamestown, 3 maande op Facebook, en hy sê, hoe flip hy tyres. Ag, maak ek 'n streepsak met sy gesig op. Klomp matrasse onder, maar ek laat neem van onder af, laat dit baie hoog lyk, maar eintlik spring het net so hoog. Ja, skop ek hom. En so daag ons mekaar uit, en ons gaan Jamestown toe. Vat 'n gap, mense, doen enigiets, doen net dit vir die Here. Moet niks vir jouself doen nie. Maar nou moet jy weet, o nee, eers Brakpan. Hulle bring my in, ek voel 'n man of the moment. Eye of the Tiger speel, terwyl ek agter op 'n Harley Davidson inkom. Ek het kakiebroek aan, kakiehemp en 'n
so boerehoed, ek is die crocodile hunter. En ons kom in. Jonge mense staan op hulle voete. Hulle klap hande. 6000 sê hulle. Ek weet nie wat so baie was. Ek was seker aan so deur mekaar geklap. Maar in elk geval. En ek staan, maar ek is gelei agter my sak met 'n sakkie peper. En toe ons nou staan, toe kom ek, en ek druk om met die peper. En daar is daai groot man, die klok het nog nie gelei nie. Jy sien my klap in die wind. Nou my, hy klap die hoed af, hy gaan in die gehoor aan en hy slaat 'n vrou blou oog. Nou jy weet hoe hard sal dit vir my gewees het. En die fight kom. Maar voor die fight kom daar 'n vroue stoeier, sy stoei nie die dag nie. Baie mooi gebou, nie Boets nie, baie mooi gebou. Sy sê, ek sê vir haar, doen my guns. Ek gaan my seun tap, hy gaan inkom, ek wil hy moet inhardloop en slaat hom met 'n volstruiskop en gee hom pak. Sy sê, ouma, ek sê, hy sal nooit saam vir 'n vrou lig nie. Gee hom pak. Maar hy weet nie, my seun weet van niks anders nie. En sy kom in. Jy sê, maar sy druk vir hom. Plat, sy sit so boop hom, maar sy bly hom. Hy skryf my, wat moet ek doen? Ek sê, ek weet nie. Hy sê, Slattekar is my naam agterin. Slattekar nie is my naam agterin. Ek sê, len net stil. Ek gaan al haar later van hom af. Ek sê, shame. Hy kom en die fight is verby. En na die fight kom hy agter. Sy eie pa het hom hierdie trick getrek. En hier gaan stoei is op Germiston. Wat ek hier weet, hy bel vir Boerseun en hy sê, ek is in jou kamp. Maar ek sal na 10 minute indraai in die kruit. Na jou toe. Ons is daar, my vrou is daar. My vrou is 'n introvert. As jy grap vertel, sê sy net, As ek iemand vastdruk in die kruis, sê sy dan, Verstaan? Maar in elk geval, nou moet ek, hardloop ek in die kruit rond, ek is eerste daar. Die Boerseun is gebou, jong. En die wêreldkampioen is toe saam met hom, nou Steve van Eden, nou hardloop ek op af, en ek hardloop op die touwe en ek ruk so, toe ek ruk ek die paalstuk en val hy hele kruit plat. Dit voel of jy in 'n sitkamer 'n koppie tee gebreek het. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Een half minuut. Ek sê nie hulle step, ek sê, hoor wat ek sê. Germiston, half minuut, ek hardloop hou met 'n swaismasjien uit die gehoor uit. Hy sit hom neer en hy swys hom in 'n stoei. Hy man is eisters. Ons stoei. En ons kom so om die kruit, hulle slaat my met 'n staalstoel 2 keer en 20 glasbord. Mense raak simpel en sulke goed. En toe ek so omkom, ek sê Andres. En toe ek sê Andres, toe sien ek hier vir Andres, ek sien vir Judas. Jy ken jou seun. Ek sê, wat gaan? En hy kyk so af, want hy weet nie hoe hy my gaan verraai nie. En toe hy so kyk, toe steek hy my. Hy steek my net hier. En ek sien sy ma smile nogal, sy gaan nie dit. Maar ek is hier om, en ek het hom. Maar kyk, toe slaat ek. Alle jare soos ek hom nog wel geslaat het. My skoonseun is so groot. Julle moet sy TikTok gaan kyk. Maar ek distansieer so 'n bietjie van die bediening van alles daar. Hy begin so, nou ja, kyk. Gaan kyk maar 'n bietjie François Baden. Gaan kyk vanaand, julle gaan lag. Maar oké, hy trek my ook aan. Ek het niks met party goed te doen nie. Maar in elk geval,
En hy kom hardloop aan, want hy wil so graag deel gewees het. En Boerseun vat my en hy gooi my. My voete gaan verby Boerseun. Nou moet jy weet, dit is tamelik hoog. En ek val. En die volgende, nee wag, hulle gooi hom eers. En toe gooi hulle my. Soos ek afkom sê, Here, moenie laat my skoonpa op my val, asseblief. Maar wat ek wil, en wie het ons eindig, hardloop Andres, hy gryp my, hy sê, wie wil hulle harte vir Jesus gee? Boerseun het een van die grootste kerke vandag. Hy sê, môre in die skool sal, môreoggend is ons daar. Hy begin met 'n vol saal, sy gemeente. Kom ons doen net iets, al moet ons pak kry. Al moet ons simpel wees. Doen iets, laai jou enge stoet, bil op. Ry tot binne in Sannieshof en staan net so. As mense verby ry, en hulle kon gesels met jou, lei hulle na die Here toe. Ek sê nou die verander is, ons moet iets doen. Wat gaan ons doen? Nie die normale nie. Hy sê, okay, ons laai 2 krokodille, ons laai 2-3 meters. In 'n trailer, ons slip Appington brug toe die skool uitkom, hier staan ons. Elke skool het 600-700 kinders. Hier kom hulle, hier, ons neem net video's neem hulle, en ons spreek by die krokodille. Dan vertel hulle van krokodille. En op jou eentjie klomp siele. Die busse kom daar, vra hulle. Daar kom staan die skoolkinders. Ek doen enigiets vir Jesus. Ek is simpel ook vir Jesus. Dan sê ek, okay, wil julle, ek moet nou swem saand een. Oom, ek sê al uit die video's. Daar staan hulle om toe, stofdig. En neem hulle so af. Dan sê ek, maar ek moet eers dan 'n bietjie oor die Here praat, want as ek dood. En dan gooi ek oor die Here. En dan trek ek my hemp uit, dan kan jy sien, daai matriekmeisies bewonder my. En dan stap ek daar na toe. En as ek so by die dam kom, dan sê ek, is julle simpel, man. Ek gaan mos nou nie induikie. En dan lag almal in die video. En hulle stuur dit die volgende dag rond. Doen iets om iemand by Jesus te kry. Maar hier loop hier hy sal by die as op, terwyl ons nog hier so lank staan en gesels. En wie jy, nou kom besoek hulle hom, erde kry, erde skorreltjie, 'n vleisiekie in sit, 'n dumpling, en die goedjies, en dan bind hulle hom toe met 'n sloopie, dan sit hulle hom neer, en tree hulle terug, 60 meter. Dan skree hulle, papa, daar is jou kos. Dan skree hy, so sien hulle elke keer as hulle kom besoek, hulle raak groter. Dan skree hy, ek wens so kan by die huis kom. Dan sê mama, ek verlang jou. Ek het my vrou gevra, wie sny nou die gras? Dan sê sy, die ou wat dit nog altyd doen, nog is jy dit nog een keer gedoen. Maar oké, sal sy nou seker vir my gesê het. En weet jy wat? So jaar na jaar, en hulle begeer, maar daar is melaatsheid in ons huis. Nooit kan papa en mama weer by mekaar kom. En dan sit jy met daai hartseer. Miskien het jy aanbeweeg en nou is jy gelukkig, dis wonderlik. God gee nuwe kansse. Dus loof hom daarvoor. Hoef jy terug te draai nie. Prys hom daarvoor. Maar hoor gou mooi, miskien kom jou lewe net nie by mekaar nie. Oor melaatsheid. Oor hy skelm, kyk, as jy in die dorp sit, en die meisie stap oor die straat. Nou die gaan Somerset Wes, mol, sien ek 'n oom, hy sit daar. Loop dit agter hom. Nou kyk ek, wat kyk hy? En sien ek, dis net kuite en knie, en tot die. Ek tik hom so, ek sê, hoe wel is? Kyk 'n bietjie op, wat se lelik kyk hier? Ek sê, hey, julle tipe is kindermolesteerders. Ek kyk ook as 'n mooi vrou oor die straat loop, maar na die eerste kyk ek weg. En ek dwing myself om nie weer te kyk, en ek sê, die Here het haar mooi gemaak. En klaar. En ek het die wel eens nie. Ek preek in Kimberley eendag 'n boodskap. As jy nie kan wegkyk, want, jong party, as jy by die strandkool is mooi, jong. As jy van die plaas afkom, jy kan nie, jy dit sukkel. Ek sê, hoor, dan vat jy jou kop so. Dan sê jy, in Jesus naam kyk weg. En ek het dit gepreek, en die volgende week gaan ek en Stella 'n bietjie Hartenbos toe. En ek het nie geweet wat wag vir my nie. Ons loop nog so. Just my kom 'n ding.
Sy's lank, sy's skraal. Sy's mooi. Sy's alles. In my kop, jy wil wegkyk, maar mense het jou nek al so gaan vassit. Jy loop met jou vrou hand te hand, maar jy kry dit nie reg nie. Ek dink die lelike goed, maar jong, sy het mooi bene. Ek kry nie weggekyk nie. En die preek kom op. Vat hom en kyk weg. En toe sê reg oor my is, toe sê ek, in Jesus naam kyk weg. Kies my vrou skrik. En toe kyk ek weg. Doe net iets. Jy kan nie met jou kop lê in kaal goed dinkie. Dan gaan jy in die universiteit van Satan in. Ponkykers is in die universiteit van Satan om 'n verkragter of 'n kindermolesteerder te word. Vra hulle, ek kry baie verkragters daar by my. Hulle kom reg. Mense bel altyd, sal jy hom vat? Ek sê ja. Kindermolesteerders, ja. En veral nou, kom jy, nou sal ek hulle vat. As ek so uitgaan met my manne, raak ek baie close. Daar by die huis het ons reëls en ons is 'n bietjie taai. En nou Wally werk met hulle, pastoor Wally. Hy werk met hulle. Vandag kom hy kom staan so langs my, hy sê, oom, ek het iets om te bely. Ja, ek dink, hy het seker skelm gerook of hy. Hy sê, oom, ons gooi vir die vliee, daai suikerkorrels. Hy sê, oom, ek het 'n halwe koppie van dit gevat. En in Wally se koffie gooi, ek het hom vergiftig. Ek het hom probeer doodmaak. Ek sê, dis hoekom Wally se koffie so lekker is. Nou bel ek vir Wally. En ek trap hom uit en hy sê, ek verstaan nie hoekom word ek uitgetrap nie. Ek word vergiftig, maar ek word uitgetrap ook. Maar okay, hoor gou mooi. Hier is my plan nou. Hulle moet die kindermolesteerders moet nou kom. Ek en jy het nou 'n plan. Nou gaat ons hulle doodmaak. Nee, ons maak 'n grap tog daar op YouTube, man. Kan jy nie 'n grap vat nie? Ha? Maar as die kinders molesteer, kan jy maar kom. Ons sal met jou klaarmaak. En op 'n dag sit hierdie ou, sy kinders het al groot geraak, en hy hoor hier sê Yeshua, Jesus Christus. As hy verbykom, raak hy mense aan blinde oë. En hulle begin praat op die ashoop. Kan dit wees dat hy miskien eendag hier gaan verbystap? En hulle sit in die voorhardlopers skree, Yeshua is op pad, Jesus is op pad. Hy kry skielik hoop. Ek wil vanaand vir jou sê daar by die huis, op die TV, kry hoop oor jou situasie. Want daar's iemand wat die melaatsheid kan wegvat. Kry hoop. Kry hoop oor jou melaatsheid. Kry hoop oor jou melaatsheid. En hy sê, waar en hoe nie. Is het gisteravond met 'n jong man gewerk, wat op 'n dak gestaan het. As hy vir my sê, hy gaan selfmoord pleeg, vat ek hom nie heel koppie, toe nie. Sou hy stil bly en gaan try dit, dan is dit gevaarlik. Jy weet jy het niks daaroor. Hou op jouself aankla. Daar staan die jong man, agter die kamera. Ons vang op die koshuis se dak, toe sy besig om te wil spring. Daar is hy. Die paar maal meer, die lewe raak ook vir ons ernstig. Hou op die kinders van God trap. Vir my kan jy op Facebook vloek, dis soos petrol op 4, ek geniet dit. My vrou sê ek is te simpel om het agter te kom. Moenie die jong manne trap, laat hulle opkom. Staan op die dak. Hy is fyn nou. Ek kom met my arms neem gisteraan, rak sy hart so uit. Ek wil vir julle sê, wil julle nie maar vir mekaar omgee nie. Come take control.